Ons gaan vanoggend Genesis 21 hanteer, of begin hanteer moet ek dalk sê. In 'n sekere opsig is dit 'n baie opwindende en 'n baie goeie hoofstuk. Jy sal vanoggend sien waarom, maar ons gaan net die eerste 7 verse lees vanmôre. Die eerste 7 verse is wat ons gaan lees en behandel, en ons gaan uit die ou vertaling vir u lees, daarna na 'n verklaring daarvan luister. Ek gaan vra dat u net so sal sit, die hoofde sal buig, dan bid ons saam, en ons vra dat die Here met ons sal praat deur sy woord. U sit dalk met die Bybel voor u oop, ons is dankbaar vir die woord van die Here, maar kom ons bid saam. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Here, ons glo ons lewe in die laaste dae. Ons sien in ons dag hoe daar 'n blaatante, arrogante bespotting is met die waarheid van u woord. Dit wat vir ons kosbaar is, dit waaraan ons vashou, wat ons bely om te glo, is dinge waarmee gespot word in ons dag. Ons wil egter vra dat u vir ons genadiglik sal raak sien. Dankie vir algemene genade. U sê, u laat u reën val op die regverdige en die onregverdige. Maar ons wil vra dat u spesifiek vanmôre by ons sal stil staan en ons sal kom seën met die woorde van dit wat ons hier sal lees. Die geskiedkundige dinge wat vir ons opgeteken is, wat die Bybel sê, kan dien tot ons saligheid. Dit leer ons, sodat ons daardeur die saligheid kan verkry. Want ons moet kan weet wat dit sê, om iets te kan glo. Geloof in die Here Jesus is wat ons red. Die Bybel leer ons word gered uit genade deur die geloof. Maar geloof is nie om maar sommer net te glo nie. Die duiwels glo ook, en hulle sidder, sê Jakobus. Ons wil u ken, sodat ons in u kan glo tot saligheid. Sal u met ons kom praat, sal u vanoggend vir ons seën deur die aanhoor van u woord. Amen. Genesis hoofstuk 21, ek lees vir u in die ou vertaling die eerste 7 verse. En die Here het Sara besoek, soos hy beloof het, en die Here het aan Sara gedoen, soos hy gespreek het. Sara het bevrug geword, en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. En Abraham het sy seun wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom gebaar het, Isak genoem. En Abraham het sy seun Isak besny toe hy 8 dae oud was, soos God hom beveel het. En Abraham was 100 jaar oud toe sy seun Isak vir hom gebore is. En Sara het gesê, 'n gelag het God my berei. Elkeen wat dit hoor, sal oor my lag. Verder sê sy, wie kon ooit aan Abraham voorspel het, Sara soog kinders? Want ek het 'n seun gebaar in sy ouderdom. Tot daar lees ons in die onfeilbare woord van die Here. Genesis 21 bring vir ons eintlik by 'n lang verwagte geboorte. U wat nou saam met ons al loop deur die verhaal van Abraham, waarmee ons nou al 'n hele klompie weke besig is, u sal weet, ons wag nou al lank vir die beloofde seun wat gebore moet word. Genesis 21 bring ons daar. Daar is sekere mense wat om welke rede nie kinders het nie, wat nooit kinders sal hê dalk nie. En ek wil vir u vanoggend sê, as ons praat oor die geboorte van Isak, en ons gaan sê oor hierdie wonderbaarlike geboorte wat plaasgevind het, dis belangrik om te besef, kinders
is nie noodwendig die bron van geluk en vervulling nie. Kinders is kosbaar. Kinders is 'n geskenk van die Here. Die Bybel sê, dis 'n geskenk van die Here. Ons moet kinders hê, en ons moet kinders geniet, en ons moet kinders grootmaak, en hulle is welkom by ons in die erediens. Dis hoekom ons partykeer so 'n bietjie ander kant toe moet kyk, as die kinders so raas, maar ons verdra hulle, ons voed hulle op, ons leer hulle, ons is lief vir hulle, alles reg, goed en mooi. Kinders is kosbaar en belangrik. Die hele verlossingsgeskiedenis hang egter af van dit wat ons vanoggend bespreek, die geboorte van hierdie kind. Want reg deur die Bybel, van Abraham, eintlik van Adam af, maar nou is ons by Abraham, die vader van die gelowiges, is daar 'n belofte gegee, en daar is 'n lyn, daar is 'n geslagsregister, daar's 'n bloedlyn wat loop, van hier tot by die geboorte van die Here Jesus. En dis belangrik. Maar ek wil ook sê, enkellopendes, ongetroudes, kinderlose egpare, weet dit, u kan vrugbaar en gelukkig wees in die Here, want ons geluk, ons lewensgeluk, die bron van geluk, lê nie in kinders nie. Die Bybelse boodskap primêr handel oor die ewige lewe. So as ons praat oor die geboorte van Isak, dan moet ons die verdere boodskap sien. Dit gaan oor die ewige lewe en hoe ons dit kan verkry. Nou die konteks wat ons vanoggend gelees het, waar daar nou vir Abraham en vir Sara 'n baba seentjie in die lewe kom, wonderbaarlik, die konteks daarvan, en dit wat daarna gebeur met hierdie bloedlyn waarvan ek net nou gepraat het, is waarom Jesaja sê, in Jesaja 9 vers 5, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Jesaja kyk vorentoe, hy kyk nou met die perspektief in geloof, die perspektief wat ek vir u moet skep, dat dit wat vanoggend in ons gedeelte gebeur, die geboorte van Isak, dit is nie per se waaroor dit handel nie. Isak is die lyn, en na Isak kom Jakob, en na Jakob in die stamme van Israel gaan daar 'n stam wees, Juda, deur hierdie stamme is daar 'n lyn wat gaan loop tot by Jesus. En daarom sê Jesaja, hierdie seun is vir ons gebore. Hy kyk vorentoe na Jesus, net soos ons gedeelte na die Here Jesus wys. Kan ek net weer vir u sê wat ek dikwels sê, ek sê dit nie elke keer nie, ons behoort dit elke keer te sê. As ons Genesis 21 bestudeer, vanoggend vers 1 tot 7, en ons sien nie Jesus nie, dan mis ons die doel van Genesis 21 vers 1 tot 7. Jesus het self by geleentheid met die Emmausgangers, ek het Woensdag by Louis Dab gepreek, en toe sê ek vir die mense daar, die Emmausgangers het geloop en het gepraat, Jesus het saam met hulle geloop, hulle het nie geweet is Jesus nie, maar hy lê vir hulle die Ou Testament uit, en hy sê het al hierdie gedeeltes gevat en op hom betrekking gemaak. So as jy die Ou Testament lees, moet jy vra, hoe is Jesus hier sigbaar? As jy hom mis jy die betekenis van die teks. As jy Jesus nie sien nie, moet jy mooier gaan kyk, dan moet jy dieper gaan soek, want dit is die klimaks van alle gedeeltes in die Bybel. Dis die klimaks van Abraham se verhaal, en in 'n sekere sin is hierdie nou natuurlik die hoogtepunt van dit wat ons tot dusver hanteer het. Ons kom nou by hierdie klimaks, om te sê, ons het lank gewag, beloftes is gegee, hier is dit nou. Daarom is baie van die temas wat ons reeds gesien het in Abraham se lewe vanoggend weer sigbaar. En ons gaan by 3 stil staan. Ons gaan net 3 vinnige hoofsake, belangrike beginsels, temas raak sien met 'n paar gedagtes in vers 1 tot en met vers 7. En die eerste ene waarby ons gaan stil staan is: God is getrou aan sy woord. God is getrou aan sy woord. U sal onthou, dis volgens ons stuk geskiedenis, hierdie verhaal waarmee ons besig is, dis nou al 25 jaar gelede, wat die Here aan Abraham verskyn het in Genesis 12 vers 2, u sal dit onthou, en ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. Dit was die eerste gee van die belofte, ek sal jou 'n nageslag gee. So toe sê die Here vir Abraham, jy gaan 'n seun hê. Dit was die eerste gee van die belofte. 25 jaar terug.
Dis hoe lank ons nou al besig is met Abraham. Menslik is dit 'n groot belofte. Menslik gesproke het ons al gesien, is dit eintlik 'n onmoontlike belofte. Abraham is oud. Sara is oud. Fisies, medies, is daar geen hoop meer nie. Dis waar ons is. Met die gee van die belofte in Genesis 12 vers 2, was daar nie hoop nie. Ons is nou al 25 jaar later. God kom by Abraham. Nou ons maak baie keer beloftes. Dan sal ons sê, ek beloof ek sal so en so en so. En as ons sien, dit raak nou 'n bietjie moeilik om daai belofte waar te maak. Wat sal ons doen? Jy begin die belofte 'n bietjie verklein. Of miskien selfs iets sê soos, maar dalk het jy my verkeerd verstaan, want ek het nie regtig so en so beloof nie. Ek het, jy moet nou besef, dit wat ek beloof, kan ek nie doen nie, so ek moet nou kleiner maak. God doen die teenoorgestelde. God maak sy belofte groter. Want na Genesis 12 vers 2 het ons gelees in Genesis 15 vers 5, waar die Here 'n klompie jare daarna met Abraham weer praat en hy sê vir hom, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. Hy maak net die belofte nog groter. En nou, in die begin was dit onmoontlik. Na 'n paar jaar, nog steeds onmoontlik, miskien nog 'n bietjie meer onmoontlik. En dan sien ons later, toe Abraham 99 jaar oud was, daar by die terpentynboom van Mamre, waarby ons ook 'n tydjie stil gestaan het. Nou sommige van die nuwer vertalings praat van die akkerbome van Mamre, want dis die oak trees, dit sê die Engelse vertaling. In Genesis 18 het ons gelees in vers 10, en hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. Duidelik, verstaanbaar, en hier koppel God vir die eerste keer 'n tyd aan hierdie belofte, en hy sê, volgende jaar hierdie tyd, sal daar 'n babietjie wees. Die Bybel gee natuurlik nie detail nie, en u weet, ek is lief daarvoor om die detail in te kleur, want dis lekker om net 'n tydjie daaraan te dink. Abraham, Sara, hulle wag al soveel jaar, niks gebeur nie. Nou kom die Here en hy sê, Abraham, volgende jaar hierdie tyd, sal daar 'n kind wees. En onthou, ons weet, hulle het geglo, hulle albei het dit geglo. Somtyds dalk getwyfel, en dit is nou as gevolg van dit wat daar sekere goed al gebeur het, ek het nie tyd om daaroor te praat nie, maar oor die algemeen sê die Nuwe Testament, hulle albei het geglo in die belofte van God. Maar jy kan dink hoe hulle met hernuide opwinding, hoop op hierdie belofte weer saamgekom het. En nou kom jy agter, Sara dalk op een of ander stadium kom by Abraham en sê, daar's veranderinge in haar liggaam. Abraham, dit gebeur. Dis hoe dit is. Kan jy dink toe, hierdie 90-jarige vrou se maag ewe skielik toe, en hier's 'n baba aan die kom. En dan kleur so 'n bietjie in. Ek weet nie, niemand van u wat hier sit sal vir my kan vertel hoe dit voel om op 90-jarige ouderdom vir die eerste keer hierdie oggend naait te voel as jy swanger is nie, want dit gebeur met jong vroue as hulle swanger word. Sara het hierdie oggend naait en sy beleef al hierdie klein kwessies, al hierdie dinge, gegeewe die opwinding wat daar in hulle hart is, selfs moontlik ook 'n bietjie kommer, want hulle is nie jonk nie en hier is nou 'n nuwe uitdaging. Hulle moet nou al groot oupa en ouma wees, maar hulle kom nou vir die eerste keer agter wat dit behels om 'n baba te hê en wat behels die swangerskap ensovoorts. Nou in die lig van hierdie opwinding en hierdie, ek wil weer sê, die klimaks, onthou hulle wag al regtig baie lank, en selfs aan die begin was dit lank verby die tyd van kinders hê, 25 jaar wag die Here, nou kom hy in Genesis 21 en hier is die geboorte, en as dit amper 'n antiklimaks, as jy lees in vers 1 en 2, en die Here het Sara besoek soos hy beloof het, en die Here het aan Sara gedoen soos hy gespreek het. Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. Menslik onmoontlik doen God presies wat hy beloof het. Menslik onmoontlik doen God presies dit wat hy beloof. Hierdie
is een van die hoogtepunte in die geskiedenisverhaal van die Bybel. As jy die Bybel lees van Genesis af en jy werk deur hom, wil ek vir jy sê, as jy net die hoogtepunte gaan hanteer, is hierdie een van die hoogtepunte. Hier is weer eens 'n bewys. God is getrou aan sy woord. God doen altyd wat hy sê. Ek open die week by 'n skool, ek sê vir hulle, vir die klomp kinders, ek glo die Bybel. Want ek sit voor 'n klomp kinders wat baie min Bybel ken en wat baie min van die Bybel hoor. En ek sê vir hulle, ek wil julle gou voorstel, ek glo die Bybel. Ek glo elke woord in die Bybel. Ek glo die Bybel is waar. Ek wil vir u vanoggend sê, God doen altyd dit wat hy beloof. Kinders van God staan tog daarop. Dit is wat kinders van God doen. Ons staan op dit wat God vir ons beloof. Ons is vas, vol vertroue. Ons bou ons lewe daarop. Hoekom? Want God doen altyd dit wat hy sê, selfs al lyk dit menslik of dit nie gaan gebeur nie. Selfs al lyk dit asof hierdie belofte 'n bietjie te ver is. God doen altyd wat hy beloof. Die Here maak hierdie massiewe beloftes en hulle word altyd waar. Jesus sê in die bergpredikasie byvoorbeeld, nou ek wil dit net vinnig toepas. Hy sê vir ons, want voorwaar, Matteus 5 vers 18, voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan tot alles gebeur het nie. 'n Jota en 'n titel is in die Hebreëse taal, daai puntjies en daai klein streepies, is die kleinste deeltjies van dit wat jy skryf. 'n Jota en 'n titel. Die Here sê, daar sal nie 'n kleinste veranderingkie aan die wet plaasvind nie, want ek het dit gesê, ek sal dit doen. Nou daar's twee uitlatings in ons gedeelte wat God se getrouheid onderstreep. Die eerste ene is, ons het dit gelees in vers 1 en 2, en die Here het Sara besoek. Die woordjie besoek. Die Here het Sara besoek, soos hy beloof het. En die Here het aan Sara gedoen, soos hy gespreek het. Daar's 'n paar herhalings van hierdie gedagte van, die Here het dit gesê, die Here het dit beloof, die Here het mos gesê, dit word herhaal. Maar hierdie woordjie besoek is veral baie besonder. Weet jy hoekom? Want dit gaan oor 'n persoonlike betrokkenheid van God. Met die gee van hierdie belofte en met die waarmaak van hierdie belofte. 'n Persoonlike betrokkenheid van God, altyd in lyn met sy liefde, altyd in lyn met sy seun, want hy het seun in gedagte vir Abraham, vir Sara. Hy het seun in gedagte, is altyd in lyn daarmee. Dit wil voorkom asof hierdie persoonlike betrokkenheid van God se werking in Sara se geval ook iets te doen gehad het met haar fisiologiese toestand. Met ander woorde, haar liggaam wat blykbaar 'n tipe van 'n verjonging moes deurgaan of 'n bewaring laat sy nooit oud geword het soos ander nie. Hoekom sê ek so? Nou maak ewe skielik dit sin dat Abraham en Gerar en vroeër ook in Egipte gekom het en besef het, hoorie, my vrou is oud, maar sy is mooi. Onthou ek het vir u gesê, dit moes iets besonders gewees het. Dit was iets uitsonderlik. Dat hy bang was op 90-jarige ouderdom. Nou verstaan my reg, 90-jarige tannies is vir my mooi. Mense is vir my mooi. Maar Abraham het besef, jy weet, hy het sonder die hulp van enige tegnologie of wat hulle deesdae met die foto's doen om jou mooi te maak, sonder dit, hy het 'n mooi vrou. En God se persoonlike betrokkenheid was ter sprake. Die beeld wat ons in Sara sien is die jeugdige krag, die jeugdige energie wat God vir haar gegee het. Hoekom sê ek so? Vers 7. Kyk na haar woorde. Verder sê sy, wie kon ooit aan Abraham voorspel het Sara soog kinders? Met ander woorde, Sara se liggaam was deur God so persoonlik onderhou of hernieu as jy wil, dat dit moontlik was vir 'n 90-jarige Sara teen die natuur om nie net 'n baba te hê nie, maar om die babatjie te voed. Soos wat dit was, soos dit gewerk het in daai tyd. Hulle het nog nie formulemelk geken nie. So dit was die regte ding. Nou hoe is dit van toepassing op ons, sal u vra?
Ek dink dis 'n beeld van dit wat die Here in ons lewe doen. Sy persoonlike betrokkenheid in sy kinders se lewe om ons, soos wat Dawid sê in Psalm 23, die baie bekende, hy verkook my siel. Hy verkook my in die binnekant. Hy maak my binnekant nuut. Dis waar die woorde van Psalm 103 vandaan kom, wat ek so voorlief is, ook 'n Psalm van Dawid, waar hy sê, loof die Here, en alles wat in my is, sy heilige naam. Dan sê vers 5, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Ek wil nie vanoggend verkondig, soos wat party prosperity predikers dit sal doen, en sê, jy sal altyd gesond wees, en jy sal altyd jonk wees, en jy sal nooit oud word nie, en dan gaan die mense dink, ons het die fontein van jeug hierso ontdek. Dis nie wat ek sê nie, maar in jou hart is daar 'n opwinding, en daar's 'n nuwe vars energie wat die Here vir jou gee, as jy met hom persoonlik 'n pad loop, as jou geloof in hom gevestig is. Daar's 'n opwinding oor dit wat die Here doen in jou lewe. Dit maak dat jy in dankbaarheid lewe. Dit maak dat jy bly is wanneer ander mense die Here leer ken. As mense vir wie jy lank gebid het tot bekering kom, of as daar 'n kind of 'n kleinkind of mense vir wie jy ken gered word, dan is daar in jou hart hierdie vernuwing. En dis waar die Bybel propvol eintlik van is. Ons sing 'n koortjie wat geskoei is op die woorde van Jesaja 40 vers 31, bykans woordeliks. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die wat op die Here wag, word innerlik vernuwe, sodat jy na die lewe kyk, net in 'n ander sin. Ja, ons word oud. Ja, ons word siek. Ja, ons het beproewings. Onthou, oud word is net 'n beproewing, soos enige ander een. En in hierdie beproewings egter, wil ek hê jy moet sien, daar is 'n persoonlike betrokkenheid van God, waar hy sy kinders innerlik vernuwe. Hy het dit fisies gedoen vir Sara, dit was sy plan. Hier is 'n innerlike vernuwing. Daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 16, 'n vers waarmee ek baie keer van ons mense bemoedig en waarmee ek in die week iemand bemoedig het. Paulus sê, daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Vind jou krag in die Here. Vind jou lewensenergie in die Here. Dit gaan jou help om dankbaar te wees. Dit gaan jou help om net anders te kyk na die lewe en om met 'n ander gees amper te leef, want jy het die gees van God wat in jou werk. Die tweede ding wat belangrik is hier, wat eintlik die trou van God ook onderstreep, is nie net die persoonlike besoek van die Here daar nie, maar ook God se beloftes wat op sy tyd gekom het. Op sy tyd. Kyk na vers 2 weer. Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar, en dan hierdie woorde, op die bepaalde tyd wat God genoem het. Hier is 'n baie tegniese ding wat ek vir u moet noem. As jy die vraag vra, wanneer is Isak gebore? Dan is die regte antwoord, presies op die regte tyd. Hoekom? Want dit was God se tyd. Goed? Jy kan nou die Hebreëus, jy kan nou enige taal gaan kyk, dis wat die Bybel sê. Op die bepaalde tyd beteken, dis God se bestemde tyd. Hy het gesê, dis die dag. Dis waar ook van ons. Nou moet jy vir my baie, baie mooi luister. Is dit nie waar die meeste van ons spanning, in ons bekommernisse, en ons magsere, is dit nie waar die meeste van ons kwellinge vandaan kom nie? Ons sê dalk, ek glo die Here se beloftes en ek glo die Here se woord. Maar jy weet, dit is nou al, en dan kan jy ook soos Abraham dalk sê, dit is nou al 25 jaar, of dit is nou al 3 weke, of want ons is haastig, ons wil alles nou hê. Ek wil dit hê en ek wil dit nou hê. God sê, luister, weet jy wanneer gaan dit gebeur? Op my tyd, sê God. Dit gebeur op God se bestemde, bepaalde tyd. Hy is die een wat dit op sy tyd doen. As ons hierdie ding verstaan, dan gaan dit ons vrymaak van baie bekommernis.
Ons moet glo dat God nie net altyd doen wat hy sê nie, maar ook dat sy tydsberekening en die omstandighede waarin die goeders plaasvind, alles is in sy hand. En alles gebeur presies soos wat hy bepaal. Doen 'n toets. Hier is 'n empiriese wetenskaplike toets wat jy kan doen. Jy kan huis toe gaan, dan gaan kyk jy na jou geboortesertifikaat. En dan sal jy gaan kyk en sê, ek is gebore op die 30ste Junie 1971. Ek wonder wanneer het God bepaal moet ek gebore word. Hier's 'n wenk. Dit staan op jou geboortesertifikaat. Want die dokter sal dalk vir jou ma gesê het, dis 'n bietjie vroeg, of, dit is 'n bietjie laat, ons moet 'n plan maak. Dis nooit vroeg of laat in God se kalender nie. Want jy word gebore op God se bestemde tyd. En nou kan ek die kolletjies wat nou daar volgens lê net vir jou klaarmaak. Ons gaan sterwe op God se bepaalde tyd. En daarmee sê ek nie, ek kan nou onverskillig wees en allerlei goed aanvang nie, dit sal net dwaasheid wees. Jy lewe tot eer van die Here. En dan kan ons soos Paulus sê, of ek dan lewe en of ek sterwe, ek leef tot eer van die Here. Want ek weet ek sal sterwe op God se bepaalde tyd. Wat 'n vredevolle, vreugdevolle saak. God is soewerein wanneer hy doen wat hy beloof. Die vraag hier is, as ons kyk na ons verhaal weer, hoekom laat God hulle wag? Dink gou saam met my, ons ken die verhaal, ons loop saam met hulle nou al die pad, ons het nou al saam met Abraham getrek, daar uit Ur van die Galdeërs, ons het saam met hom getrek in Kanaan, waar die Here vir hom gewys het, dis die land wat ek vir jou nageslag gaan gee, ons het saam met hom getrek, Egipte toe, die tyd toe hy bietjie 'n laagtepunt gehad het in sy geestelike lewe. Ons was saam met hom by die terpentynbome van Mamre. Ons was saam met hom toe hy gebid het. Ons was saam met hom in baie van hierdie dinge. Hoekom laat die Here hom wag? Hoekom hierdie tydperk? Abraham is nou 100, Sara is 90. Hoekom laat God hulle wag? Want op hierdie ouderdom is dit nodig vir 'n wonderwerk om 'n babatjie vir hulle te gee. En miskien is dit presies die punt. Dit moet nodig wees vir 'n wonderwerk, sodat nie Abraham of Sara enigsins krediet vir hulle self neem nie, maar dat hulle kan sê, waarlik, die Here was vir ons goed. Die Here was vir ons baie goed. Maria sê aan haar lofsang, nou sy sing baie jare daarna van hierdie bloedlyn en van die Messias wat gekom het, dan sing sy in Lukas 1 vers 54 en 55, hy het sy knegt Israel bygestaan, sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink, soos hy tot ons vaders gespreek het, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Wat sy sê is, God wag en God doen hierdie dinge sodat wie die eer kry? Nie Abraham nie, nie Isak nie, nie een van die wat daarna gekom het nie, maar God kry al die eer. Johannes die Doper se pa, Sagaria, by geleentheid in Lukas 1 vers 70, lees ons en so bietjie verder, lees ons die volgende. Sagaria het ook hierdie loflied. Hy sê, soos hy, God, gespreek het deur die mond van sy heilige profete van ouds af, om barmhartigheid te bewys aan ons vaders, en aan sy heilige verbond te dink, aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham, ons vader, om aan ons te gee. Hy kyk nou na die Messias wat gebore is, en hy sê, hy het hom beloof aan Abraham, en wie moet geprys word? God moet geprys word. Want dit wat onmoontlik was, het God reg gekry, hy het dit gedoen tot sy eer. Nou wil ek vir u sê, in ons lewe moet dit dieselfde wees. Ons wil so graag eer vir onsself hê. Ons wil so graag roem hê. Ons wil so graag ons naam laat behoue bly. Jy weet, my naam moet net iewers verskyn en my naam net. God sê nee, ek deel my eer met niemand. As dit 'n onmoontlike saak is, vertrou op my woord. Ek sal dit doen sodat ek die eer daarvoor kan kry. Matthew Henry skryf by geleentheid. Hy skryf oor hierdie gedeelte en hy sê, God is always punctual to his time. Though his promised mercies come not at the time we set, they will certainly come at the time that he sets, and that is the best time. Here, ek wou gehad het, u moes vroeër al dit gedoen het. Ek kon nie maar net 'n bietjie vroeër al dit. Die Here sê nee, my tyd is my tyd. En dit is die beste tyd. Dis wat ons moet glo. God se tydsberekening is altyd die beste. En terwyl ons moet wag,
moet ons altyd net weet, sy beloftes sal waar word. Hy is getrou aan sy woord. Bring ons by die tweede gedagte, kortliks. En die eerste ene was, God is getrou aan sy woord. Hy doen altyd wat hy sê. Tweede gedagte. Wat is die gepaste reaksie? Wat is dit wat God verwag van ons, terwyl ons in getrouheid wag aan die belofte van die Here, en hierdie belofte is vir ons waar word? Nou word dit waar, wat behoort ons reaksie te wees? Nou dis nie net vir Sara 'n groot saak nie, maar is ook vir Abraham 'n groot saak, want die reaksie moet wees, gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Daar's twee maniere waarop Abraham gehoorsaamheid wys. Die eerste een is deur die naam van die seun. Vers 3 het ons gelees, en Abraham het sy seun, wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom gebaar het, Isak genoem. God bevestig nie net die belofte in Genesis 17, maar in Genesis 17 sê hy ook vir hom, hier is die naam, jy moet hom Isak noem. Genesis 17 vers 19, toe antwoord God, voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Isak noem. En ek sal my verbond met hom oprig, as 'n ewige verbond vir sy nageslag naam. Nou, sulke name het altyd 'n doel. As die Here 'n naam gee, dan is daar 'n bepaalde doel daaraan. Isak, soos wat ons dit ken, of soos wat in die Hebreëus is, Yitzhak. Yitzhak, moeilik om uit te spreek. Dit beteken lag. Abraham het gelag van lekkerte, ons het daarna gekyk. Toe die Here dit vir hom sê, het hy geskater. Ek sien altyd in my gesig hierdie, of in my geestesoog hierdie oupa figuur wat so lekker agteroor lag, né? Kan dit gebeur, want hy het geweet wat is die realiteit. Dit kan nie gebeur, hy het gelag, hy het lekker gelag daaroor. Sara het spottend gelag. En die Here het dit gehoor, sy het in die tent gelag. Maar soos een van die kommentare gesê het, God kry die laaste lag. En die ou mense het ons altyd gesê, wat die laaste lag, lag die lekkerste. So God kry die laaste lag. Hierdie naam is altyd 'n herinnering dat hulle op God moet vertrou. Elke keer wanneer hulle Isak se naam genoem het en hulle dink aan die betekenis, dan was dit, ons moet gehoorsaam wees, want God doen altyd wat hy sê. Ons moet buig in gehoorsaamheid aan God se opdragte. Die tweede, nie net die gee van die naam nie, maar die tweede manier waarop Abraham in gehoorsaamheid reageer op hierdie wonderlike belofte, is die teken van hierdie verbond wat God met hom het. Ons het in vers 4 gelees, en Abraham het sy seun Isak besny, toe hy 8 dae oud was, soos God hom beveel het. Nou ek wil vinnig vir u weer eens net 'n bietjie inkleur. Ons het nie hier te doen met steriele omstandighede in 'n hospitaal, of selfs 'n kliniek nie. Daar was niks van die aard nie. Daar sou beslis kommer wees. Daar sou beslis 'n besorgdheid wees by Abraham, met die toedien van dit wat ons ken as die besnydenis. Want dit is die seun wat 'n nageslag moet voortbring. En nou moet hy op 8 dae besny word. Met die toedien van hierdie besnydenis, en 'n klein babietjie, was daar 'n mate van spanning, bekommernis, besorgdheid. Want die besnydenis was 'n teken van die wegsny van sonde, die wegsny, die dood van sonde. Ons het daaroor gepraat, ons destyds gekyk het na die besnydenis. Abraham doen dit in gehoorsaamheid aan God, want hy reageer op die regte manier op God se stem. Vandag nog, onthou jy toe ons gepraat het oor die verbond, en Abraham se verbond, wat nou vir ons die nuwe verbond geword het, Christenouers doen vandag steeds dieselfde, om in gehoorsaamheid op die Here se stem, hulle kinders te bring, sodat ons dan die kindertjies doop. Die beeld van die teken van die ou verbond was die besnydenis, die teken van die nuwe verbond is die Christelike doop. Ons doen dit as 'n teken van die nuwe verbond, en ons doen dit in gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is altyd die regte reaksie. Wat sien jy wanneer God se beloftes waar word en jy dan in gehoorsaamheid reageer? Dit bring ons by ons derde hoofgedagte. Daar was vreugde. Dit was 'n goeie einde. Dit was blydskap wat gevolg het. Die vreugde wat gevolg het op hierdie getrouheid in Abraham en Sara se lewe. Ons het in vers 6 gelees, en Sara het gesê, 'n gelag het God my berei. Elkeen wat dit hoor, sal oor my lag. In die Afrikaans klink dit amper asof Sara haar lot bekla. Sy sê, nou gaan ek elke keer gespot word oor dit wat, nou hier, sy naam, 'n gelag.
Yitzhak. Maar die Engelse vertaling, die English Standard Version wat ek nou maar gebruik het hier, of een van die kommentare gebruik het, hy stel dit eintlik baie mooi. Hy sê haar eerste woorde was God has made laughter for me. So God het veroorsaak dat ek lag. God het vir my vreugde verskaf. Wat sy eintlik hier sê met die eerste gedeelte is, as gevolg van die geboorte van hierdie babietjie, is daar nou vir my vreugde. Is daar vir my blydskap. Dit wat Sarah beleef, is eintlik in 'n sekere sin die samevatting, die boodskap van die Bybel. Dit wat Sarah beleef, is eintlik dit wat ons sien in die verlossingsverhaal. Kom ek verduidelik. Jy kry verskillende literêre genres. As jy nou huis toe gaan en gaan Google, dan gaan jy vra, wat is al die verskillende literêre genres? Daar's 'n hele lys. Ek dink daar's iets soos in die 40 verskillende genres. Ons ken 'n komedie en ons ken 'n satire en ons ken fiksie en ons ken nie fiksie. Ons ken 'n feitelike, ons ken 'n satire. Dis al die verskillende, 'n tragedie is die ander een. Nou, dis die bekendstes wat ek nou sommer net neergeskryf het. Die bekendstes is as gevolg van sekere literêre werke wat u dalk al mee te doen gekry het. William Shakespeare byvoorbeeld was bekend vir sy tragedies. As jy sy verhale ken, sal jy weet, dit het baie keer nie lekker gewerk nie. Maar, dis die verskillende literêre genres. Nou, alhoewel die Bybel allerhande genres bevat, poësie onder andere, prosa, dis al die genres wat in die Bybel na vore kom, is die hoofboodskap, die groot boodskap van die Bybel, is nie 'n tragedie nie. Dis 'n komedie. Nie in die sin van, dit laat jou skater en dit laat jou lag soos wat ons komedies ken nie. Dit eindig goed. Dit eindig mooi. Soos die romcoms, verskoon die uitdrukking. Jy weet, ek hou van 'n mooi storie wat lekker eindig. Ek hou van 'n feel good storie. Ek hou nie van 'n storie wat sleg eindig nie. Ek hou net nooit daarvan nie. So ek hou van 'n komedie. Maar dit is daai tipiese, en hulle het lank en gelukkig saamgelewe, dis hoe hy moet eindig. Dis waarvan die meeste van ons hou. Dis die verhaal van die Bybel. Hoekom sê ek so? As die wêreld kyk na wat aan die gang is, as die wêreld met 'n wêreldse perspektief, wêreldse wysheid kyk na dit wat vandag gebeur, hulle kyk na die geskiedenis, dan is dit 'n tragedie. Dan is daar soveel oor om pessimisties oor te raak, daar soveel om oor negatief te wees en te kla, en hulle kyk vorentoe en hulle sê, dit lyk definitief nie goed nie, dinge gaan nie goed eindig nie. Dis hoe die wêreld daarna kyk. Die kind van God egter, onthou, weg van die wêreldbeskouing van die wêreld, as jy 'n Bybelse wêreldbeskouing het, dan dink jy aan die Bybel nie as 'n mislukking nie, maar as 'n oorwinning. Die wêreld met hulle beskouing, onthou die wêreld glo die evolusie, hulle glo jy kom van niks af nie, en daar's eintlik geen rede aan jou bestaan nie, so, terwyl jy in elk geval gaan sterwe, en alles net sleg is, in die tussentyd geniet net jouself. Dis die refrein van ons kultuur, nie waar nie. Ons is hier, ons weet nie hoekom ons hier is nie, gee ook nie regtig om waar ons vandaan kom nie, glo enigiets, so geniet net jouself, doen wat vir jou lekker voel. Dan is dit 'n tragedie, nee, want dit gaan tragies eindig. Dis 'n wêreldse wêreldbeskouing of 'n sekulêre wêreldbeskouing. Geniet net jouself. Maar die Bybel sê nee. Die boodskap van die Bybel eindig nie in mislukking, vreemdelingskap en uiteindelik die vloek wat uitgespreek word nie. Die Bybelse boodskap eindig in 'n gejuig. Die Bybelse boodskap eindig in 'n gelag. Die Bybelse boodskap eindig met 'n bewondering vir die een aan wie ons behoort. Shakespeare se komedies, hy het 'n paar, Shakespeare is bekend vir sy tragedies, maar sy komedies het gewoonlik geëindig met 'n troue. Onthou julle die van julle wat van sy goed gelees het en wat daarmee te doen gekry het. Ek dink 'n mens lees dit net as jy moet lees op skool of so, want ja, ek kan nie dink dat iemand dit vrywillig wil lees nie, tensy jy nou regtig 'n literêre fondie is, maar Shakespeare se goed het gewoonlik geëindig met 'n troue. Daar was 'n fees. Raai waar kry hy sy idee vandaan? Glo ek. Die Bybel eindig met 'n troue. Het jy dit geweet? Die Bybel eindig met 'n troue. Saligheid word
die een wat oorwin oor die sondeval. Verlossing kry die oorwinning oor skuld en verdoeming. God se seun maak die vloek van die sonde ongedaan. En dit eindig waar God se kinders as die bruid aan die hemelse bruidegom, die Here Jesus, die seun van God, by 'n huwelik verenig gaan word om vir ewig lank en gelukkig saam te lewe, 'n ewigheid om die waarheid te sê. And they lived happily ever after. Dis die eintlike boodskap van die Bybel. Nou hier sien ons Sara se weergawe van hierdie boodskap. Hoor wat sê sy in vers 7. Verder sê sy, wie kon ooit aan Abraham voorspel het, Sara soog kinders? Want ek het 'n seun gebaar in sy ouderdom. Nou ons weet, Sara het op tye, met sekere tye getwyfel. Onthou julle van Hagar, daar was episodes waar sy getwyfel het, ja, so sy was ook maar net mens. Wil dit nie regverdig nie, maar dit was daar, en die Bybel maak nie 'n geheim daarvan nie. Maar oor die algemeen maak die Nuwe Testament dit duidelik dat Sara vasgehou het aan God se belofte. Hoor wat sê Hebreërs 11, vers 11 van Sara. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word. En toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat dit beloof het. Sy het tog vasgehou, sy het tog na die Here gekyk en gesê, Here, U is getrou. Al was daar tye waar sy getwyfel het. Haar lewens, kom ons sê haar grafskrif sê, sy het op die Here vertrou. Sy was getrou. Haar gelag, haar blydskap is eintlik maar net dan 'n skaduwee van die tipe vreugde wat op almal wag wat waarlik in die Here vertrou. Almal wat op die Here en sy woord vertrou. Luister, die Bybel is propvol hiervan. Ons het nie tyd nie want ons moet klaarmaak, maar daar's soveel verskillende verse en gedeeltes wat hierna wys. Jy het dalk nou swaar en ons almal dra 'n kruis. Ons almal kry hierdie beproewinge en ons het ons slegte dae en ons het tye wanneer ons regtig glo. Maar as jy waarlik jou vertroue in die Here plaas, is die einde, dit wat aan die einde gaan gebeur, is dit wat ons hier by Sara sien. 'n Gelag wat die Here vir my voorberei het. In die Bybel word vreugde en lag gewoonlik geassosieer met die openbaring van die getrouheid van God. Jy het swaar, jy kry swaar, jy beleef dinge sleg, maar wanneer jy dink aan die getrouheid van God, bring dit in jou hart vreugde, blydskap, 'n gelag. Kyk saam met my na Psalm 126, vers 1 en 2, ons ken dit baie goed. Toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Dis die geskiedenis van Israel. Hy het die lot van sy volk verander en dit word geassosieer met 'n gelag. Sara het hier haar eie weergawe van die lied van Psalm 126, jare voordat hy geskryf is. So oor die jare, elke keer wanneer sy haar seun geroep het, Yitzhak, Yitzhak, lag, dan moet sy hom roep, lag, dan onthou sy, God se vreugde vir die wat op hom vertrou. Ek dink dit was 'n baba van hulle van vreugde. Dit was 'n bonneltjie vreugde in die ware sin van die woord vir Abraham en Isak. 'n Baie mooi beeld, 'n baie mooi prentjie as jy wil. Dit was vir hulle hierdie bonneltjie vreugde. Ek dink hulle het hom geniet. Kyk, hulle sê mos, die oupas en die oumas sê altyd, as ek geweet het kleinkinders is soveel pret, het ek eers my kleinkinders gehad. Dis mos nou die grappie wat hulle altyd vertel. Nou, hierdie was amper vir Abraham en vir Sara soos 'n kleinkind. Dit was hulle eerste enetjie, hulle het hom so geniet. Ek glo hulle het deur hulle leeftyd dalk al met ander se kinders gespeel. Dalk met ander se kleintjies, jy weet, nou en dan te doen gehad. Maar soveel vreugde in hierdie seentjie wie se naam is lag. En elke keer as sy hom roep, dan onthou sy, God is getrou. En daarom is daar vir ons vreugde. Baie jare na dit wat ons nou gelees het, was daar 'n jong meisie. 'n Jong meisie in Palestina, wat saam met Sara gejubel het, wat soos Sara gejubel het in die Here. En haar naam
was Maria. Die engel verskyn aan Maria, sê, Maria, in jou maagdelike staat, ek praat nou maar sommer, dis 'n parafrase, dis 'n Smit parafrase, Maria, in jou maagdelike staat, jy gaan 'n baba hê, maar dit gaan die Messias wees. Sy verontwaardig sê, ek verstaan nie baie van die goed nie, maar soos wat ek dit verstaan, ek is nie getroud nie. En Maria, sê die engel, dit wat met jou gaan gebeur, is die Heilige Gees wat oor jou gaan kom. Jy gaan die ma wees van die Messias, die Christus. Geseënd is jy onder die vroue. Maria sing, en sy skryf haar lied, sy het dit vir Lukas laat kry, want Lukas het navorsing gedoen en hy het dit vir ons opgeteken. Lukas 1 vers 46-47 sê, Maria het gesê, my siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my saligmaker. Nancy Guthrie, baie goeie boeke geskryf, steeds nog in Amerika besig om, sy het onder vroue 'n baie belangrike rol in 'n bediening, maar sy skryf in een van haar boeke en sê, this promised child, Isaac, was always meant to point forward toward another promised child. Seeing God's power at work in Sarah prepared God's people to trust that another woman who could not possibly conceive because she had never been with a man, she would in fact conceive by the power of God. Ek dink Nancy Guthrie het hom raak gevat. Want as ons Genesis 21 vers 1 tot 7 bestudeer en ons lees van Isak wat vir Sara gebore is en ons mis om te sien, dis die skaduwee, dis die voorbeeld, dis die tipe as jy wil, die voorgang van wat later moet kom, van 'n seun wat gebore gaan word. As jy dit mis, dan mis jy die betekenis. Kyk gou vinnig na 'n paar parallelle, en ek weet die tyd is verby, ek gaan gou maak. Isak en Jesus. Albei was beloofde seuns. Vir Isak, ons weet mos nou, daar's beloof, julle gaan 'n seun hê. Vir die Jode, hulle duisende jare gewag vir hierdie Jesus, seun, wat gebore moes word. Albei beloofde seuns. Die een, Isak, sal die verbond laat voortgaan. Die verbond wat God met Abraham gesluit het, gaan in Isak voortgaan, en hy sal aangaan. Die ander een, Jesus, sal die verbond vervul. Hy is die vervulling van die verbond. Albei se geboortes is herhaaldelik beloof. God het herhaaldelik vir Abraham gesê. Net so het God herhaaldelik vir die volk. Hoeveel keer het hy in die Ou Testament die belofte gegee van die Messias wat gebore sal word? Albei was vooraf deur God name gegee. Vir Abraham het God gesê, moet hom Isak noem. In die Ou Testament word God soveel name gegee vir sy seun. Ons het hier gelees in Jesaja 9 waar hy gesê het, hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Soveel name, maar toe kom die engel en hy sê vir Josef, jy moet hom Yeshua noem. Dis 'n naam wat beteken Jehovah red. Dit moet sy naam wees. Ons ken dit in Afrikaans as Jesus. Jy moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Matteus 1 vers 21. Albei vooraf name gegee, en dan albei is gebore met 'n na lang vertraging. Ons het gesien hoe hierdie jare verby gegaan het in Abraham en Sara se lewe. Die Messias? Kan jy onthou hoe Adam en Eva alreeds gedink het? Dit moet Kain wees, want die Here het beloof daar gaan iemand gebore word, en toe kom Kain, hulle noem hom van God ontvang. Maar dit was nie hy nie. Groot was hulle ontsteltenis toe Kain sy broer doodmaak. Hy word die eerste moordenaar. So, daar's 'n vertraging, vertraging, lang, vir duisende jare, tot die Messias gekom het. Albei geboortes het 'n wonder behels. Sara se, wat geëindig het natuurlik in 'n gelag, maar dit was 'n onmoontlike, dit was 'n wonderwerk. Maria se, 'n wonderwerk. Daarom bely ons steeds vandag, gebore uit die maagd Maria. Dis medies onmoontlik. 'n Maagd kan nie 'n baba hê nie. Albei geboortes het 'n wonder behels. Hoor wat sê die engele in Genesis 18 vers 14, toe hierdie onmoontlikheid ter sprake kom. Hoor wat sê die engele
vir hulle, vir Abraham, sou iets vir die Here te wonderbaar wees, was sy woorde. In Lukas 1 vers 37 is die Engelse woorde aan, ek glo dit was aan Maria, want geen ding sal by God onmoontlik wees. Sien jy die parallel? Sien jy die parallel? Dis nie per ongeluk nie, dis vir ons gegee. Nou vriende, dis die seun wat ons vanoggend moet raak sien. Dis die seun wat redding bring. Dis hy waarvan Johannes 3 vers 36 sê, hy wat in die seun glo, het die ewige lewe. Dis hy waarvan Johannes 5 vers 24 sê, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. So wat is die boodskap van Isak se geboorte? Daar gaan 'n seun kom wat redding bring. Ons moet vertrou op God se woord, aangaande die algenoegsame saligmaker, wat in Abraham se tyd sou kom, ons lewe in 2024, hy het gekom, ons moet in hom glo, tot ons saligheid. Wat behels dit? Hou op dink, jy kan goed genoeg wees vir die Here. Moenie dink omdat jy 'n kerkmens is, of omdat jy kerk toe gaan, of omdat jy 'n goeie lewe probeer leef, of omdat jy Bybel lees, of omdat jy wat ook al doen, dat jy daardeur gered kan word nie. Dit behels niks nie. Waar is jou geloof? Waar is jou vertroue? Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie, het nie die lewe nie. Om die seun te hê, beteken om op hom te vertrou, om alleenlik jou vertroue in hom te plaas, en te sê, as u my nie red nie, is dit u kabot. As u my nie red, as u my nie help nie, is ek oorgegee, 'n slaaf van die duiwel en van sonde, maar u maak my vry. As die seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Mag die Here ons help om hom waarlik te ken, die seun wat na Isak gekom het. Amen. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Here, u woord is waar. Ons sien dit male sonder tal. Ons bestudeer dit as ons kyk na die verhale wat vir ons opgeteken is. En tog moet ons vanoggend, en ek sal die eerste een wees wat namens ons, en selfs in my eie hoedanigheid moet bely, Here, sal u ons vergewe, omdat ons so maklik en so dikwels u woord wantrou. So maklik en so dikwels vergeet van u heerlike beloftes. So maklik en so dikwels, so Sarah, planne maak om op ons eie manier 'n oplossing te probeer kry. Dikwels wanneer u vir ons duidelik instruksies gee wat u van ons vra. Wat vra die Here van ons anders as om ootmoedig te wandel met die Here? Terwyl ons in hierdie ootmoed, in nederigheid voor u wandel, sê die skrif, ons moet u woord bepeins. Ons moet dit die anker maak in alles wat ons doen. Help ons om nie meegesleur te word deur die doen en late van ons dag. Meegesleur te word met die denkwyse en die kultuur wat om ons besig is om verder en verder weg te drywe van dit wat reg en goed en mooi is. Help ons om 'n anker vir die siel te hê in u woord. Want hy wat beloof het, is getrou. Ons roem in u. Ons juig in u. Help ons om op u te vertrou. Sal u ons ongeloof te hulp kom, sal u ons help.